Goeiemôre julle en hoop dit gaan goed met elkeen en ek wil vandag ietsie met julle deel rondom Johannes 5 vanaf vers 1 tot en met vers 18 en dit gaan oor die man van Bethesda. Nou kom ons lees hierdie skrifgedeelte saam en dan gaan ons dit so 'n bietjie inkleer en kyk na die konteks en wat beteken dit ook dan vir jou en my vandag. So kom saam met my na Johannes 5 toe. Nou ons lees in Johannes 5 vanaf vers 1 tot en met vers 18 die volgende. Dit sê hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. En by die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. En dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. En onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. En Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. En toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. En Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. En dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is die Sabbatdag en jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê, tel jou goed op en loop? En die man wat gesond geword het egter nie geweet nie. En want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus velde getrek omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer en hy het vir hulle gesê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. En so ons gaan net tot sover lees vandag en ons gaan nou kyk na ander gedeeltes, maar ek wil eers 'n bietjie die konteks inkleer voordat ons na ons persoonlik toe gaan. En nommer 1 het ek hier gesê, dis nie toevallig dat Jesus deur die skaappoort gaan nie. Ons moet eers stil staan by dit. Jesus gaan deur die skaappoort en dan kom hy by hierdie man wat daar lê en hy kom bedien hom, hy genees hom, hy maak hom gesond. En so nommer 1, die skaappoort was belangrik. In Nehemia 3 vers 1 kan julle gaan lees, maar wanneer Jerusalem se mure verwoes is en totaal en al vernietig is, dan sien ons Nehemia gaan om hierdie mure te herbou. En die eerste ding wat hy saam met die ander doen, is hulle herbou die skaappoort. Nou die skaappoort was die gedeelte, die deur of die hek, dit het soos 'n koepel amper gelyk, en dis waar die skape gebring was, voordat hulle dan geoffer was by die tempeldiens vir die mense se sondes. En so belangrik dat Jesus, die lam van God, stap deur hierdie skaappoort op pad na hierdie man van Bethesda toe. En ons gaan nou kyk na die profetiese van dit. Nou julle kan saam met my gaan na Johannes 1 vers 29. Johannes 1 vers 29, dan lees ons dan ook wat Johannes hier sê. Hy sê mooi, hoor gou hier. Dit sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En so Jesus, die lam van God, stap deur hierdie skaappoort, om eintlik vir hierdie ou te sê, luister, jy het nie nou 'n lam nodig, 'n skaap nodig, om geoffer te word vir jou sonde, vir jou siekte nie. Ek, Jesus Christus, is die lam van God, en ek het gekom om jou gesond te maak. Ek het jou gekom om jou te genees, en om jou sonde selfs weg te neem. En ons gaan nou sien, dat dit is waar Jesus dan ook met hom praat, en sê, luister, moenie nou meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou kan gebeur nie. Kan ons sien dat Jesus kom en daar is eintlik 'n dubbele betekenis van hierdie teks. Dis nie net Jesus wat belangstel in ons fisiese nie,
maar Jesus wat belang stel in ons totaliteit en ook in ons geesteslewe. Jesus kom en hy herstel nie net nie, hy kom nie net en hy genees fisies nie, maar Jesus kom en hy soek transformasie. Hy kom transformeer die persoon van binne na buite. En so dit is belangrik, wanneer ons kyk na die teks, dat ons nie net die fisiese genesing sal sien nie, maar waarmee is Jesus besig hê? Jesus stel belang in die persoon in sy totaliteit. En Jesus het jou en my ook gemaak, gees, siel en liggaam. En so wanneer Jesus kom genees, stel hy belang in al drie. Hy stel belang om jou te genees fisies. Hy stel belang om jou te genees in jou denkwyse en die manier hoe jy dink en jou emosies en dan ook natuurlik ons gees wat hy wil red sodat ons tot in alle ewigheid saam met hom sal wees, maar ook in sy koninkryk kan inbeweeg. Nou, interessant hier, in 1 Petrus 2 vers 24, 1 Petrus 2 vers 24, dan lees ons ook, dat Jesus het gekom om die sonde van die mense weg te neem, maar ook dat hy deur sy gebrokenheid, deur sy wonde, vir ons genesing gebring het. En so dit bevestig dan ook, dat Jesus kom vir die fisiese, maar ook vir die gees. En so wil ek hê dat wanneer ons hierdie teks vandag raak sien, dat ons dieper sal kyk, na die dieper betekenis van dit wat Jesus kom doen het. Nou verder, is dit interessant dat Jesus kom vra vir hierdie man, wil jy gesond word? Nadat dit eintlik obvious was. Die man was siek vir 38 jaar lank, hy kon nie regtig beweeg na die bad toe nie, ander mense het heeltyd voor hom ingedruk, en Jesus kon sien, hy is siek. Maar nog steeds kom vra Jesus vir hom, wil jy gesond word? En dit is vir my altyd so interessant van die woord van God, dat niks is toevallig nie, Jesus doen al spesifiek en met 'n rede. En so, my vraag is dan, aan jou ook, hoekom vra Jesus hierdie vraag? Hoekom vra Jesus, wil jy gesond word, as hy kan sien, dat wat hierdie persoon nodig het, is genesing? Nou ek het 'n paar goed hier neergeskryf, en die eerste enetjie is, sodat hy sou herken, hy kort genesing. Hy moet sy situasie, sy omstandigheid waar hy homself mag bevind, sy siekte eintlik herken voor Jesus. En so baie keer wanneer Jesus vir jou en my wil kom genees, kom gesond maak, het sy dit gees, siel of liggaam is, dan is daar 'n erkenning wat eers moet plaasvind. En daarom kom sê die woord van God eers vir ons, kom en bely ons sondes, voordat ons moet genesing ontvang van sonde, voordat ons vrymaking kan beleef, moet ons eers erken ons is siek. Moet ons eers erken ons is gebind. Moet ons eers erken ons kort 'n redder en 'n verlosser nodig. En so Jesus kom vra vir hierdie persoon, wil jy gesond word? Want hy wil eers erken, of hy wil hê die man moet erken, luister, jy is siek. Here, ek is siek. Ek kort genesing. Ek kort 'n verlosser. Ek kort 'n redder. En so is dit belangrik dat Jesus vra hierdie vraag, want hy wil hê die man moet erken waar hy homself mag bevind en dat hy siek is. Nommer 2 het ek hier dan ook verder gesê, Jesus het probeer om sy denkwyse van selfbejammering te verander na vertroue in God. So waar hierdie persoon, toe Jesus hierdie vraag vir hom vra, het hierdie persoon nie eers teruggeantwoord, ja Jesus, ek wil gesond word, of nee Jesus, ek wil nie. Hy kom met 'n klomp verskonings en 'n klomp redes hoekom hy nie gesond kan word nie, hoekom hy nie in hierdie bad van Bethesda kan ingaan nie. En so Jesus kom eintlik, en Jesus wil sy denkwyse verander na selfbejammering toe na, maar die lam van God is nou hier. Sit jou vertroue in my. Hou kyk na wat mense vir jou kan doen of nie kan doen nie. Hou ander blameer vir die situasie waar jy jouself mag bevind. Hou kyk na allerlei ander goedjies en jouself bejammer, kom eerder na my toe, die lam van God, sodat jy genesing kan ervaar en beleef. En so dit is belangrik. En Jesus kom toets ook hierdie persoon se hart. In Hebreërs 10 vers 9 tot 10 lees ons, dat glo met ons hart en ons bely met ons mond. So, die Bybel kom sê ook vir ons wat in die hart van vol is, loop by die mond uit, né? So, ek wil kom sê dat, dit is belangrik, want Jesus kom toets, wat aangaan
in hierdie persoon se hart. Sy denkpatroon in die Engels kom challenge Jesus eintlik. En so ek wil hê julle moet die dieper betekenis sien, want Jesus vra nie net toevallig hierdie vraag vir hom nie. Jesus wil hê hy moet erken, hy siek, hy kort genesing, en dan wil Jesus hom begin wegvat van daai denkwyse van selfbejammering, en hy kan nie uit die situasie uitkom nie na, die verlosser is in jou midde, en die verlosser wat jou kan gesond maak is hier, sit jou vertroue in hom, en hou kyk na mense wat jou seer gemaak het, na mense wat jou nie kan red nie, hou ander blameer, jou omstandighede blameer, vir dit waar jy jouself mag bevind. Nou verder het ek hierso ook gesê, dat Jesus probeer wys deur hierdie vraag, dat genesing nie net fisies is nie, maar hoe ons dink, en hoe ons glo, 'n baie kardinale en belangrike rol speel. En dis wat Jesus wil kom doen. Jesus wil hierdie persoon kom challenge, sorry vir die Engels vandag, maar hy wil hom kom challenge in sy geloof. Hy wil hom kom challenge oor sy denkpatrone. En Jesus kom sê eintlik vir hom, luister, sit jou vertroue in my. Nou, dan sien ons verder in vers 14, Jesus kom sê dan vir hom, kyk, jy is nou gesond, maar moenie nou weer sondig, sodat daar iets ergers met jou gebeur nie. En so wat Jesus eintlik hier vir hierdie persoon kom sê is, luister, ek kom gee jou 'n tweede kans. Ek het jou gesond gemaak, en ek gee jou nou 'n tweede kans van lewe, so gebruik dit. En so daar's 'n groot moontlikheid dat die persoon siek was en daar gelê het vir 38 jaar as gevolg van dalk sonde wat hy gedoen het. Daarom hoor my mooi vandag, nie alle siektes is gebonde met sonde nie, as gevolg van iets wat iemand verkeerd gedoen het nie, maar wanneer ons kyk na die konteks, dan kon dit gewees het dat hierdie persoon iets gedoen het, en as gevolg van dit het hy 'n siekte opgetel, en daarom was hy siek. Nommer 2, wat is erger as 38 jaar siek? Wat is erger van iemand wat vir 38 jaar so siek is, hy is eintlik die hele tyd bedlem. En dit is die ewigheid sonder God. En so Jesus kom sê vir hom eintlik, luister, ek het jou fisies gesond gemaak. Maar wat ek nou verlang, is 'n geestelike transformasie, waar jy my dien, waar jy my volg, sodat daar nie iets ergers met jou kan gebeur nie. En wat erger is as 38 jaar siek wees fisies, is die ewigheid sonder God. En so Jesus kom sê eintlik vir hom, en kom waarsku hom eintlik dat, moenie terugval in jou ou wee nie. Moenie terugval in jou ou mindset nie. Moenie terugval in jou ou verlede sondige lewe nie, want dit kan maak dat jy ewigheid sonder God die doodryk ingaan, en dan is dit baie erger as 38 jaar fisies siek wees hier op aarde. En so ek wil hê julle moet sien, Jesus se hart is om fisies te genees, maar hy doen dit eintlik om 'n dieper ding aan te raak en aan te spreek. En dit is om hierdie persoon se gees aan te raak. Om te sê, luister, wat ek verlang is 'n lewe toegewyd aan my. Moenie net kyk na die fisiese genesing van hierdie man van Bethesda nie. Maar Jesus roep hom dieper in 'n verhouding met hom. Om te sê, luister, wat ek verlang is dat jy my sal volg, my sal dien, my sal lief hê, dat ek en jy 'n verhouding sal hê. Nie net dat jy fisies gesond is en aangaan met jou ou lewe nie. En so weet ek vandag dat baie keer maak God ons ook gesond, of ons beleef 'n wonderwerk of 'n genesing. En dis eintlik God wat vir ons 'n tweede kans gee om dan te lewe vir hom. Om eintlik hierdie ding wat dalk 'n sondige ding was en hoe ons dalk geleef het in die verlede, om dit om te draai en te sê, Here, uit dankbaarheid gaan ek U nou volg. En U het my 'n tweede kans gegee in lewe, en daarom gaan ek U dien. En gaan ek 'n verskil maak in mense se lewens. Nou wanneer ons kyk na die gedeelte, dan is die vraag, wat beteken dit vir jou en my, Andrew? En hier wil ek hom sê dat Jesus kom, en hy kom help nie net hierdie ou in sy disfunksionele lewe nie. Hy kom nie net en hy gee 'n ekstra matras of 'n beter matras nie. Hy kom nie en hy kry 1 of 2 susters en hy sê, luister, versorg hierdie ou en gee my elke dag kos nie. Hy kom nie helpers wat hom elke dag kom was daar waar hy lê nie. Nee, Jesus kom en hy haal hom uit sy disfunksie uit. Jesus kom en hy genees hom in totaliteit,
sodat hy nie kan lewe vir Jesus. En so daarom wil ek hom sê, Jesus wil nie net 'n pleister op jou wond sit nie, maar hy wil hy wond totaal en al genees. Jesus kom en hy kom na die wortel van die probleem toe. En die wortel van die probleem van hierdie persoon was nie net dat hy fisies genesing nodig gehad het nie, maar daar was sielswonde, daar was geestelike wonde wat Jesus wil aanraak en Jesus wil hom in totaliteit gesond maak. En so Jesus gaan dieper, hy gaan tot die wortel van die probleem. En daarom wil ek vir jou en my kom sê vandag, dat baie keer vra ons oppervlakkig. Baie keer wil ons, Jesus moet iets aanraak en Jesus moet 'n begeerte vervul. En baie keer kry ons nie hierdie begeerte dadelik nie. En dis omdat Jesus soms besig is om te kom by die wortel. Hy wil sekere karakter bou. Hy wil kom by die wortel van hoekom is jy waar jy is. En so maak jou hart oop vandag. En sê, Here, ek soek dalk hierdie fisiese genesing. Of ek soek dalk hierdie oplossing op hierdie probleem. Maar dalk is die probleem van dit wat jy beleef, nie die omstandighede of ander mense nie, maar dalk is die probleem ons. Dalk is daar 'n dieper wortel wat Jesus wil uithaal en hy wil genesing kom bring. En so, Jesus maak dit nie net maklik nie. Hy sit nie net 'n pleister op die wond nie, maar hy kom genees hierdie wond totaal. En interessant dat ons sien die area waar Jesus dan instap, dan lees ons daar was blindes, daar was krepeles, daar was lammes, en dit praat van gebrokenheid. En die lam van God stap in, en hy sê, ek is die ene wat gebrokenheid genees. Ek is die ene wat kom herstel. Ek is die ene wat kom nuut maak. En hoor mooi wat sê Matteus 19 vers 26. Dit sê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En dalk kyk jy hierdie video vandag en jy sê, maar Andrew, waar ek myself mag bevind, dis onmoontlik om uit hierdie situasie uit te kom. Ek is dalk werkloos, my vrou het my dalk gelos, my kinders en ek het nie 'n verhouding nie, ek het dood beleef en daarom is ek alleen, wat ook al die situasie mag wees, finansiëel sit jy in 'n ramp. Wat vir mense onmoontlik is vir God moontlik. En God wil vandag vir jou kom sê, ek kan jou situasie aanraak, ek kan jou genees, ek kan jou herstel, ek kan alles kom nuut maak. Kyk na my, sit jou vertroue in my, hou kyk na jou omstandighede, hou kyk na die mense en wat hulle dalk vir jou kan doen. Kom en sit jou vertroue in my. Jesaja 43 vers 19 lees, kyk ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur en julle kan dit al sien kom. Hoor mooi, dan kom sê hy verder, God kom doen die onmoontlike. Ek maak in die woestyn 'n pad en ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Jesus kom gee water in 'n woestyn. En so wil ek kom sê vandag vir jou, dat Jesus kan kom nuut maak in jou droë seisoen. Jesus kan kom water gee waar jy geen uitkoms sien nie. Hy kom self die water kom skei waar jy geen pad sien nie. En so weet vandag dat God is almagtig. Hy is die geneesheer, hy is die God van wat onmoontlike kan moontlik maak vandag in jou lewe. Maar wat hy vra is dat ek en jy eerlik sal wees oor waar ons onsself mag bevind. Eerlik met hom kom bely, Here, ek is gebind aan hierdie ding, ek kort vrymaking van hierdie ding, ek kort genesing in hierdie area, ek kan nie meer, ek wil nie meer nie, ensovoorts, en eerlik wees met hom, eers kom bely voor hom. En dan kom sê Jesus, maar ek is die verlosser, ek is die redder, ek is die ene wat die onmoontlike kan verander in die moontlike. En daarom is God hier vandag, om jou aan te raak. Kom na hom toe, soos jy is. Ek sluit af met Titus 2 vers 14 wat sê, hy, Jesus, het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van sonde te reinig. En Jesus is vandag in staat om enige binding te breek. Hy is vandag in staat om jou vry te maak.
Hy is in staat om jou sondes te vergewe. Hy is in staat om jou sy kind te maak. Hy is vandag in staat om jou disfunksie te verander in funksie. Hy is vandag die ene wat jou kan uithaal uit dit uit wat jy jouself mag bevind, waar jy is, waar jy voel, dit is 'n moedelose situasie, 'n hopelose situasie. Kom sê hy vandag, ek het jou daar uithaal. Ek is die God. Ek is die redder. Ek is die verlosser. En so mag ek en jy vandag nie mense blameer nie omstandighede blameer nie, maar mag ons vandag eerder kyk na Jesus. En waar hy vandag voor jou staan en sê, wil jy gesond word? Wil jy jou lewe vir my gee? Wil jy vrymaking beleef? Dan moet ons eenvoudig antwoord, ja Jesus, hier is ek. Ek is siek, ek is gebind, ek is gebroken, ek het hulp nodig, ek het 'n verlosser nodig, ek het 'n redder nodig. Dan sê hy, ek is hier om jou aan te raak. Ek is hier om te genees, ek is hier om vry te maak. Ek is hier om te herstel en jou nuut te maak. Dis die God wie hy is. En so terwyl jy kyk na die video, gaan ek vir jou bid. En daar waar jy sit en kyk of staan en kyk, wees eerlik oor jou omstandighede, wees eerlik oor waar jy jouself mag bevind. En God is hier om te genees, te herstel en nuut te maak. So kom ons sluit die oë en bid saam. Vader, ek kom bid vir elkeen wat kyk na hierdie video vandag, waar hulle self mag bevind en waar hulle soos daai man van Bethesda vasgevang is in 'n binding, vasgevang is in sonde, vasgevang is in omstandighede. Here, is U die ene wat vandag kom sê, ek kan genees, ek kan kom herstel, ek kan kom totaal en al nuut maak. En Here, dit is U hart, U is gewillig. En so Here, waar hulle eerlik is vandag met hulle omstandighede, met hulle situasie, bid ek Here dat U hulle nou sal vrymaak, sal aanraak, sal nuut maak, in die naam van Jesus Christus. En Here, soos U vandag vir daai Bethesda man gesê het, staan op en loop, kom sê U vandag vir hulle ook, staan op, jy is vry, jy is nuut, jy is vergewe, in die naam van Jesus Christus. Mag hulle in oorwinning stap, en Vader, ek kom bid, dat hulle U goedheid en U liefde sal beleef, waar hulle beweeg van hierdie oomblik af, in die naam van Jesus Christus. Heilige Gees, ons bid dat jy hulle sal bedien, daar waar hulle is, in Jesus se naam. Amen. Blessings vir elkeen van julle, en mag julle weet, God kom genees, herstel en maak nuut, en mag jy in oorwinning stap, deur Jesus Christus.